ons buig ons hoofde, dan bid ons saam en eer ons hom vir die voorreg om hierdie geleentheid dan saam te vier. Vader, baie, baie dankie dat ons vanmôre saam is in U naam. Baie dankie dat ons weet dat ons Here Jesus Christus in hierdie dag verhoog en verheerlik sal word, met die bede dat mense na Christus getrek sal word, deur die kragvolle oortuigende werk van die Heilige Gees. Baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier is, wat Here die tyd uitgekoop het, wat vanmôre die begeerte het om U te verheerlik ook by hierdie erediens, by hierdie Kersdiens. Ons bid Here vir hulle wat inskakel, reg oor die land, reg oor die wêreld. Daar is verskillende mense, verskillende plekke, ons bid dat U vir hulle ryklik sal seën en dit maklik sal maak om te luister. En ag Here, dat hierdie hele erediens, hierdie hele geleentheid sal gaan oor die aanbidding van hierdie heilige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat van ewigheid af beskik en bepaal het dat ons in Christus redding sal ontvang. En die Bybel sê toe die volheid van die tyd gekom het, is Christus gebore uit die maagd, gebore onder die mense, om ons los te koop van ons sonde en elende. En daarom aanbid ons U, loof ons U en prys ons U wonderlike naam. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, wanneer dit kom by ons Kersgeleenthede jaar na jaar, dan raak dit vir ons as predikers moeilik om 'n nuwe boodskap na vore te bring, want dit gaan oor 'n baie kosbare geleentheid wat ons nie veel aan kan verander nie. Daar's eintlik niks niets wat ons vanmôre vir U kan sê oor Kersfees en oor die Kersgebeure nie. Ek dink elkeen van ons wat so deur die gedeeltes lees in die evangelies, Matteus, Markus en Lukas, die vertelling van Christus se geboorte, lees van hierdie baie besondere gebeurtenis in die geskiedenis, wat ons lewe dan ook, en die leefwyse van die mense, en ook eintlik die gang van die wêreld onherroepelik om verander het. En daarom gaan ek vanmôre nie probeer om vir U iets niets te gee nie, maar ek gaan vanmôre 'n bietjie met U praat oor die gedagte of die tema, waarom kan Christus alleen aanbidding eis? Dit klink miskien vir U na 'n redelike swaar tema vir so jeuglike dag, maar vriende, die hele gedagte wat na vore gekom het, terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, en so 'n bietjie deur boodskappe gegaan het, wat ek al reeds gepreek het, en gesien het, watter trant ek volg, het ek net besef dat ons nodig het om die sentiment rondom Christus, so 'n bietjie een kant te skuif, en die wêreldse siening van Christus, as hierdie amper swakkeling wat by my deurtjie staan en hy klop en hy soebat en hy pleit dat ons tog net vir hom 'n kans in ons lewe sal gee, dat ons 'n bietjie hierdie perspektief sal draai na wat sê die skrif oor Christus, en dat ons sal sien dat Christus die een is wat gebore is, die skepper wat in die stal in Bethlehem gelê het, wat absolute aanbidding vereis. Hy vra ons nie om te aanbid nie. Hy roep ons op, en hy sê vir ons moet hom aanbid in gees en in waarheid. En ek hoop jy sal ook sien in die trant van die boodskap, dat dit nie 'n harde, ongenaagbare boodskap is nie, maar juis 'n boodskap wat vrede bring. Dis juis 'n boodskap wat mense, wat sy lewens die mekaar is, op 'n punt sal bring waar orde weer geskep sal word, en waar daar weer rigting sal wees, en daar vrede en hierdie genade wat Christus kom skenk het, deur sy koms en sy geboorte. So, dis die trant waarin ek gaan beweeg, en vertrou ek die Here dat hy vir my wysheid sal gee, want U sal agterkom, en U sal met my saamstem, dat ons in baie die mekaar tye leef. Kersfees is nie Kersfees meer nie. Christus is heeltemal uit Kersfees uitgeskryf. Daar is nie meer veel te sê oor hom nie, want die wêreld is in oppositie teenoor hom, en as U by die huis kom vanmiddag, kan U Psalm 2 gaan lees. Die wêreld met die wêreldleiers staan in oppositie, en hulle wil die band en die juk van God afbreek. En die Bybel sê vir ons in daardie gedeelte, sluit vrede met die seën dat jy vrede kan hê. En dis waaroor die boodskap van vanmôre gaan, en kom ons lees saam. Ek kan net sowel uit Markus of uit Lukas gelees het, maar kom ons lees Matteus 1 vers 18 tot 25 se gebeure, en dan staan ons stil by die gedagte, waarom kan Christus alleen aanbidding eis? Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is hy swanger bevind uit die Heilige Gees, en Josef,
Haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, dit is as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie bekend totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Ons gaan vanmôre met u praat uit vers 23, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Die tema dan vanmôre, waarom kan Christus alleen aanbidding eis? Waarom kan Christus alleen aanbidding eis? Nou geagte vriende, liewe broers en susters, ek glo, dis nie nodig vir my om vanmôre vir u te sê dat ons in baie de mekaar tye leef nie. Ek dink enige mens wat op die planeet Aarde woon, kan vanmôre getuig van chaos, wanorde, wetteloosheid, haat, nait, pyn, droefheid en 'n rits ander dinge wat ons lewens affekteer en kompliseer elke dag wat ons oë op hierdie aarde oopmaak. As ons kyk na die Kersgebeure en hoe die pendulum geswaai het van Christus na alles wat die wêreld jou kan bied, dan verstaan ons waarom dinge lyk soos dit lyk en gaan soos dit gaan. Ek het so 'n bietjie gedink daaraan en ek het so 'n bietjie gewonder waarom het hierdie geweldige skuif plaasgevind, en daar is maar net een antwoord wat ek by kon uitkom, en dis omdat mense meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God is. Vriende, as ons kyk na die Kersgebeure, dan moet ek vir u sê dat die heilige en stille nag te Bethlehem word vervang in ons dag en tyd met 'n karnaval atmosfeer, wat heers waar musiek en partytjies die fokus van die sonde nood en die mens en die koms van die redder wegneem. Dink mooi wat ek sê. As ons dink aan die stille nag, heilige nag waarvan ons sopas gesing het, dan is daar baie min daarvan te bespeer in die dag en tyd waarin ons onsself bevind. Die oorgrote meerderheid van mense vervang hierdie stille nag waar ons tyd moet neem om te dink aan die geboorte van die redder, met hierdie gesindheid van feesvieringe, drink, partytjies en allerhande dinge wat daarmee gepaard gaan, sonder om werklik te dink aan hierdie baie besondere dag en besondere gebeure. Vriende, die nederigheid en armoede van die stal en krib word verwar en vervang met die luksehede van die lewe en selfsugtigheid in die koop en gee van geskenke aan mekaar, in plaas van om my lewe as geskenk te gee aan hierdie verlosser en saligmaker wat gebore is in die stal te Bethlehem. Die advertensies deesdae nooi jou nie meer net om geskenke te kom koop nie, maar hulle maak melding daarvan: hou op goedkoop geskenke koop, want jou geliefdes verdien beter. Dis nie waar nie. Hierdie mense weet, dit gaan nie oor dat jou geliefdes beter verdien nie, maar hoe kan ons hulle sakke meer vul en hulle verryk in hierdie tye waar hulle einde Kersfees misbruik om hulle self te verryk. Die stilte van Bethlehem word vervang, vriende, met besige inkopiesentrums en lawaai. Gaan maar in die inkopiesentrums, gaan kyk maar wat gebeur. Mense spandeer hulle hardverdiende bonus aan baie geskenke wat vir 'n week of 2 gebruik gaan word en dan in die kas geplaas gaan word en later stof vergader en weggegee gaan word. Daardeur sê ek nie dis verkeerd as jy vanmôre vir jou vrou 'n parel halssnoer gegee het of miskien 'n groot ring aan die vinger wat vanmôre my gaan verblind as jy hom in die son hou nie. Ek sê nie dis verkeerd nie. Ek probeer vir u die teenoor die ander stel dat dit dikwels die fokus van Christus aftrek en ons nie meer regtig uitkom by die ware betekenis van Christus nie. Die erns van die vleeswording van God
teenoor die uitbundige gelag, die gesels, die eet en die drink. Dink mooi wat ek sê, vriende. Die erns van die vleeswording, het u al gedink daaraan dat God mens kon word het? As dit nie u aan die hart gryp nie, dan mis ons die hele doel van Kersfees. God kon word mens. Hy kom betree die tyd en die aarde wat hy geskaap het, en hy kom woon onder die mense, sê die Bybel vir ons. En dis iets wat ons aan die hart moet gryp. Die ster van Bethlehem word verruil vir die blinkliggies van die wêreld. Ons sing van die Bethlehem ster wat gaan stil staan het bo hierdie stal waar Christus gebore was. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hierdie 'n besondere gebeurtenis was. Goedkoop plastiese speelgoed in ruil vir die ware geskenk, die een ware koning, Jesus Christus. As jy maar dink aan die oorgrote meerderheid van geskenke wat gegee word, in plaas van die geskenk van Christus. Ek wonder, dis maar net goed waaroor ek wonder, en as ek stap, wonder ek baie. En ek het gister gestap, en ek sal u iets later vertel wat ek gehoor het. En as ek vergeet, vra my maar na die tyd. Maar die hele gedagte wat ek besef het, is dat die oorgrote meerderheid mense wat gisterand geskenke uitgedeel het op ou Kersaand, het nie stil gestaan by die woord van die Here nie. Ek hoor gisterand terwyl ek stap, hier by so 5:30 se kant, 6:00 se kant, stap ek en ek kom verby 'n huis, ek sien nie die mense nie, ek sien net die hoë mure en die hek, en ek hoor 'n vrou vra vir haar kind, en ek kan hoor as 'n klein seentjie gewees, iets oor die pa. En sy hak af en sy eintlik 'n vernederende aanmerking oor haar man, en 'n kras woord wat sy gebruik, en ek dink by myself, ou Kersaand, hierdie kind het 'n geskenk gekry by pa en ma. Hy vra vir ma iets oor pa, en dit is ma se antwoord teenoor pa, en die gesindheid wat sy skep, en die houding wat sy openbaar, en ek dink by myself, hoeveel mense het gisterand God se woord oopgemaak, en oor die ware geskenk van Kersfees gepraat. Nie 'n mooi trokkie, of 'n mooi karretjie, of 'n poppie nie, maar die seun van God, God wat mens kom word het. Ons sien vandag dat engele verwar word met vleiende takbokke, met rooi neuse. Nou, in ons tyd en dag glo mense enige stupide. Al ons programme omtrent op televisie sien ons honde praat, katte praat, die goed blaf nie meer nie, hulle mel nie meer nie, as hulle maar net gepraat het, maar hulle blaf nog steeds, en hulle mel nog steeds, en al die goed gaan aan, maar in ons tyd en dag sien ons hierdie, en ons sê, ag, weet jy wat, dit is maar om die Kersgebeure uit te beeld, in watter opsig weet ek nie, maar dit word vervang met hierdie engele wat die boodskap kom aankondig het, dat Jesus die Christus gebore sou word. En dan, vriende, seker die grootste, en ek gaan vir u nou 'n artikel lees, Christus as redder word vervang met Kersvader, en sy sak vol geskenke. As u miskien dink vanmôre dat ek so bietjie pessimisties is, dan vra ek u, moet my nie vergewe nie, want ek is in 'n mate pessimisties, oor die manier waarop mense Kersfees verander het, in 'n gebeurtenis wat eintlik niks met Kersfees te doen het nie. Die kersie op die koek vir my was, een van die episkopale biskoppe in Los Angeles het die volgende geskryf, in 'n artikel oor Kersfees. En ek vra jy dat u rustig sal sit, moet niks breek nie, moet nie opstandig raak nie, moet niks gooi na die bord toe nie. Ek lees vir u, ek het dit vertaal in Afrikaans, wat hy dan ook gesê het. Hy sê daar is min sake waartoe ek meer passievol verbind is, as die van Kersvader. Kersvader verdien nie net enige plek in die kerk nie, maar die hoogste ereplek, waar hy gekroon moet word, as die lang bebaarde oue van dae, die goddelike en heilige wat ons God noem. Hy skryf en hy sê, Kersvader is God die Seun. Jy beter oppas, jy beter nie pruil nie. Kersvader kom dorp toe. Hy weet of jy sleg of goed was. Hy glip so maklik in die geheime van jou hart, in as wat hy by die skoorsteen afglip. Nou, ek het nog in my lewe nie 'n Kersvader in 'n skoorsteen gesien nie. Hy pens is in elk geval te groot om daar deur te kom. Maar hierdie ou is besig met 'n verbeeldingsreis. Hy's besig met hierdie versinsels in sy kop, 'n predikant wat dit vir hierdie mense sê. Hy sê Kersvader is God die Vader, die skepper van hemel en aarde, in wie se hand 'n sak is, wat uit sy nate bars, met die gawes van sy skepping. Hy sê Kersvader is God die Heilige Gees,
wat kom met die geluid van sagte lag, met 'n vorm soos 'n bak vol jelly. En hy kom in die nag om die sade van goeie humor te saai. Kersvader verdien inderdaad die verhewe en gekroonde plek in die kerk, want hy is God die Seun, God die Vader en God die Heilige Gees. En dan sê hierdie dwaas, in sy dwaasheid, ek het hom in die speelgoedwinkel gesien. Ek het hom selfs nou die dag in sy motor op die snelweg gesien. En toe ek hom met sy mal baard en sy sakkerige pak sien ek meer as die seisonale handelaar van goedkoop plastiek speelgoed. Ek het nie minder as die drie-enige God gesien nie. Ek hoop, jy kan hom ook sien. Verstaan nie waarom ek sê dat die pendulum heeltemal geswaai het, nie net in die wêreld nie, maar ook in die kerk vandag. As hierdie artikel, vriende, nie u Christelike bloed laat kook nie, dink ek daar sal min dinge wees wat dit sal doen. Luister, tog verdra die Here hierdie man in sy dwaasheid, met sy dwaase uitsprake, soos hy ons vir baie jare gedra en verdra het, in ons rebellie, toe ons ook nie besef het, waaroor Kersfees gaan nie. U sien, wat ek vanmôre wil doen is, om u terug te bring na die Kersgebeure, na wie Christus is, en ek wil u uitbring by die Bybelse weergawe van Kersfees. Nie wat die wêreld sê nie, nie wat die kerk per se sê nie, nie wat die opinie van mense is nie, maar hierdie Bethlehem gebeure, waar Christus mens kom word het, en ons gaan die vraag beantwoord vanmôre, waarom kan hierdie seun alleen aanbidding vereis? Want u sien, die meeste het 'n verkeerde siening van Christus. Die meeste het 'n verkeerde siening van Kersfees. Die meeste is besig met alles behalwe die groot geskenk van God op hierdie baie besondere dag. Die seun van God wat gebore is om te lewe, om te sterwe, om weer te kom om ons te kom haal. U sal onthou, ons het laas jaar gepraat oor, kan u nie onthou wat ons laas jaar gepreek het nie? Christus gebore in die skadu van die kruis, en dan die tannie die jaar voor dit, glo dit of nie, 2 jaar terug het ons gepraat oor Maria se lofsang. Vanmôre gaan ons praat oor hierdie baie besondere gedagte, waarom Christus dan aanbidding kan eis. Die eerste gedagte, vriende, hierdie seun was niemand anders as seun van God, ja, God wat mens kom word het nie. As iemand my geskaap het, en die Bybel sê vir ons, God het ons geskape, dan het hy die volste reg om vir my te sê, wat om te doen, en wat om nie te doen nie. Hy het die volste reg om vir my opdragte te gee. Hy het die volste reg om vir my te sê, in watter rigting ek moet beweeg. Wat vir my lewe en vrede gaan inhou, en wat vir my straf en oordeel gaan inhou. En dis waaroor die Kersgebeure gaan. Ons kan nie van die Kersgebeure al hierdie blink liggies en geskenke en al die karnavalgesindheid en atmosfeer probeer skep, en ons verstaan nie dat Kersfees eintlik gaan, dat God mens kom word het met 'n doel, en dit is om sondaars te red. So kom ons kyk gou, hierdie seun was niemand anders as seun van God, ja, God wat mens kom word het. Die Matteus 1:23, ons het gelees. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Daar's baie kerke en baie godsdienstige groepe. Ons dink aan die Mormone, ons dink aan die Jehovah Getuies, ons dink aan Islam, ons dink aan die Boeddhiste. Almal van hulle erken dat Christus iemand besonder was, maar niemand wil erken dat hy God was nie. Terwyl die Bybel duidelik verklaar, Jesus is Immanuel, God met ons. Hulle sê, waar in die Bybel staan dat Jesus God is? Lees Matteus, lees die eerste evangelie, lees dit bietjie verder, as die eerste paar verse, en sien, dat hy Immanuel, God met ons is, God wat mens kom word het. Lukas 1:31, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Die seun van die Allerhoogste, baie duidelik per implikasie, en as ons skrif met skrif vergelyk, dat hy van ewigheid af van die Vader afkomstig is. Jesus het nie 'n begin nie, hy het nie 'n einde nie, van ewigheid af was hy, is hy, sal hy wees, en hy het in tyd gekom om homself te openbaar aan ons
as sondaar mens. Jesus sê self toe op aarde was, Johannes 10 vers 30, ek en die Vader is een. Hieroor wou die Fariseërs hom gestenig het, want hy het hom gelyk aan God gestel. Hy kon dit doen, want hy was God gewees. Ons sien in Johannes 14 vers 9, Jesus sê vir hom, ek is al so lank al by julle en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien. Ons aanbid nie net nog 'n mens wat gebore is, wat geleef het en gesterf het, en sy bene lê in die graf nie. Ons aanbid die ewige God wat in tyd gekom het. Die Bybel sê, wat in Maria ontvang was uit die Heilige Gees. Die Bybel sê, sy's 'n maagd wat swanger geword het, nie 'n jong meisie, soos van die vertalings wil sê nie. Die maagd het swanger geword, en 'n seun gebaar. Immanuel, God met ons. En Jesus sê hier aan sy disipel, hy sê vir hom, hy wat my gesien het die Vader gesien. Een van die kosbare gedeeltes in die Bybel gaan ek gou vir u lees, Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het, tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dag tot ons gespreek deur die Seun. In die Ou Testament het God deur sy profete gepraat, hy praat nou met ons deur sy woord, en sy woord vertel vir ons van sy Seun. Hierdie Seun wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Vers 7 sê, van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuur vlamme, maar van die Seun. Die troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. Jy het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, u God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle, en u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves, en die hemel is die werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly, en hulle sal almal soos 'n kleed versluit, en soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word. Maar u is dieselfde, en u jare het geen einde nie. Vriende, as die Christelike godsdienst jou nie opgewonde maak nie, het ek niks om vir jou te gee vanmôre om jou opgewonde te maak. Die beste en die mooiste motorvoertuig wat in jou motorhuis staan, oor 'n paar dae is dit nie meer vir jou so mooi nie. Oor 'n paar dae is daar 'n krappie kom wil jy hom verkoop en jy wil hom nie meer hê nie. Of wanneer die engine oppak, of wanneer jy daar die ring aan die vinger het en hulle jou aanrand en jou beroof om hierdie ring te kry, is dit nie meer vir jou so mooi om hierdie parels en ringe en goed aan te hê nie. Maar wanneer dit kom by God se woord, dan sien ons dat Christus van ewigheid af in tyd ingebreek het en vir ons sy heerlikheid kom openbaar het, en dit verbly ons harte. Dat hy nie net nog soos ons was en net nog 'n mens nie, maar die een wat God aan ons kom openbaar, verklaar en kom toon het. Hoor wat sê Kolossense 1 vers 15. Die Bybel sê Christus is die beeld van die onsienlike God. Baie interessant, hierdie woordjie in die Grieks is die woordjie eikon. Ek het dit al met u hanteer so tyd terug vanmôre net om u geheue te verfris. Die woordjie eikon beteken die ewe beeld van God, die portret van God, die beeldnis van God. Nou, as jy 'n foto neem van jou kind, gaan jou vrou na vore kom, of jou skoonma, of miskien nee. As jy daai foto neem, gaan jou kind se gesig daar wees, en ek kyk so in die oggend en my vrou se foon hardloop so deur fotos. En baie oggende as die alarmpie afgaan en sy maak die foon oop, is dit een van hierdie kleinkinders, of een van haar kinders. En daai tweede kleinkind van ons, Liani, sy is gebore met 'n glimlag op die gesig. En as jy hierdie ou fotootjie sien, dan dink jy nie aan iemand anders te behalwe aan haar nie, want jy sien haar gesig, en dis presies wat die woord vir ons kom leer. Christus is die een wat God kom openbaar het. Die Bybel sê vir ons in Matteus 22 dat daar het 'n gebeurtenis plaasgevind. Die klomp fariseërs en hierdie klomp boosaards het vir die Here gevra, is dit geoorloof om belasting te betaal? En die meeste van u sit vanmôre hier en vra nog steeds dieselfde vraag. Is dit geoorloof om belasting te betaal? En wat sê Jesus? Bring vir my 'n penning. Ek wonder wat het hierdie mense gedink toe hulle hierdie woorde van Jesus hoor. Hulle gee die penning vir hom en hulle
Ek dink hulle staan so half selfvoldaan daar en wonder, wat gaan hy nou vir ons sê? En hy vra vir hulle hierdie vraag: wie se beeld en opskrif is op hierdie penne? Dis al wat hy hulle vra. Wie se beeld en opskrif is hier? En hulle sê die keiser se. En die Here sê betaal aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. En die argument was verby. En hierdie selfde woordjie, die beeld en opskrif, is dieselfde wat gebruik word hier rondom die Here Jesus Christus. Hy is die beeld van die onsienlike God. Vriende, die kind in die stal wat met doeke toegedraai was en is niemand anders as God wat mens kom word het. En as u nog so 'n bietjie twyfel en wonder, dan gaan ek neem na 'n gebeurtenis in die Nuwe Testament wat elke keer my hart aangryp as ek dit lees. En u gaan sien, want die Bybel praat heeltyd dat hierdie God wat mens kom word het ook die skepper was, in beheer van sy skepping. Hy hou alles in stand deur die krag van sy woord. En hoor wat gebeur in Markus 4 vers 37. Jy onthou hulle het in 'n bootjie gereis, seker van hier af tot daar. By hom Japie, hulle so groot bootjie, sit die klomp disippels in, en die Bybel sê, en 'n groot stormwind het opgekom. En die golwe het in die skei geslaan. Is u in die skei? Hoor u die wind, sien u die golwe? Die Bybel sê sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op 'n kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê: meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Hulle beskuldig hom. Gee nie om vir ons nie. Ons het alles gelos om u te volg. Lyk my nie u gee om vir ons nie. Jesus staan op en hy het die wind bestraf en vir die see gesê: swyg, wees stil. Hoor wat sê die Bybel? Die oorspronklike taal sê in 'n oomblik, in 'n breedte van 'n sekonde, soos jy jou oog knip, sê die Bybel het die wind gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Die disippels het nie gekoordans nie. Hulle het nie op en af gespring en party gehou nie. Hoor wat gebeur? Toe sê hy vir hulle: waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê: wie is hy tog, wat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Weet jy wie hy? Na Jesus opgestaan het, was daar 'n man met die naam van Thomas, wat gesê het: ek sal nie glo voor ek nie my vinger in sy hand en in sy sy gedruk het nie. En toe Jesus in die vertrek verskyn het, Thomas nie met hierdie braafheid na hom gegaan en sy hand of sy vinger in sy hand of sy sy gesit nie. Hy het neergeval en Thomas antwoord en sê: my Here en my God. Dis waaroor Kersfees gaan. Dis waarom Christus alleen aanbidding vereis. Hy is God wat homself kom openbaar het in hierdie wonderlike gebeurtenis in die stal in Bethlehem, die skepper in die stal in Bethlehem, groot geword, geleef, gesterf. Dit bring ons by die tweede gedagte. Hy kan alleen aanbidding vereis, omdat hy ook die enigste redder is, wat gestuur is. Vriende, daar is 'n spreekwoord wat sê, daar's baie paaie wat lei na Rome. Maar Rome is nie die hemel nie. U weet dit seker. So daar's nie baie paaie wat lei na die hemel nie. Daarom vereis Christus alleen aanbidding, en dis die boodskap van die kerk op Kersfeestyd, dat Christus die weg, die waarheid en die lewe is. En daarom sê Matteus 1 vers 21, sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, en dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Jy sien, daar's nie baie onderhandeling hierso nie. Daar's nie dat die Here kom en sê, maar wat dink julle van hierdie hele saak nie? Dink julle dat hierdie saak iets is wat reg is nie? Hy kom en hy maak hierdie verklaring. En die Bybel leer vir ons in Lukas 2 vers 10. En die engel sê vir hulle: moenie vrees nie, want kyk, dit is vir die herders op die oop velde. Want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, die een wat salig sal maak, die een wat vry sal maak van sonde. Hy word genoem Christus, die Here. Nou ek wil vir u vra, besef u en dink u baie keer nog, dat sonde die enigste ding is wat jou eendag in God se oordeel sal laat beland. En die grootste sonde van alles is die verwerping van Christus.
Dis wat Adam en Eva aan die tuin van Eden gedoen het. Dit was nie noodwendig net ongehoorsaamheid nie, maar dit was om die juk van Christus af te breek, om God eenkant te skuif en te sê, ons wil ons lewe leef soos ons wil. En die Bybel sê, daarom moes die redder gekom het. Daarom het God van ewigheid af bepaal en beskik, dat Christus na hierdie wêreld sal kom, om saligmaker te wees, om ons met God te versoen. Lukas 19:10 sê die Here, nou gaan ek eers gou vir u vra, voor jy aan die slaap raak. Dit is nie 8 uur nie, nee, is 10 uur. Ons moet nou al redelik op en wakker wees. Lukas 19, waaroor gaan hierdie verhaal in Lukas 19? Daar was 'n man gewees so groot. Wat was sy naam? Saggeus. Saggeus klim in die willevye boom en hy wil Jesus sien. Jesus sê, kom af, vandag gaan ek na jou huis. En nou sê Jesus, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Hy vereis absolute aanbidding, want hy is die enigste een wat ons met God die Vader kan versoen. Handelinge 4:12. Die saligheid is in niemand anders, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Die boodskap oor Christus, die redder. Galasiërs 4:4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Ek en my vrou kyk gisteraand 'n program van 'n man en sy vrou wat, ek dink hulle 7de kind aangeneem het. En hulle neem nie kinders aan wat gesond is nie. Hulle gaan reg oor die wêreld en neem kinders aan wat gebreklik is. Kinders wat Down syndroom is. En die man sê ook dat sy passie, waarom hy hard werk en alles in sy vermoë doen om 'n geldjie te verkry is, om hierdie kinders 'n lewe te gee. Ek sê daar, ek dink by myself, en sover ek weet, ken hierdie man nie die Here nie. Die kind wat hulle gisteraand aangeneem het, sy naam is Promise. En hy sê in sy getuienis, of in sy woorde toe hulle met hom praat, dat hulle gebid het vir die kind. En hulle het uiteindelik die kind gekry, en ek sien hoe daardie klein dogtertjie Down syndroom in hierdie huis is. Ewe skielike familie. En wat ek vir u probeer sê, u en ek, was vriende vervreemd van God. Ons was in die mag van Satan soos 'n kind in 'n weeshuis. Vasgevang in die ongeregtighede en booshede van die wêreld, en God kom en hy koop ons. Hy neem ons aan. Hy maak ons vry van hierdie omstandighede en hy neem ons aan vir homself as kinders en hy noem ons nou vriende. Hy noem ons kinders van God. Hy noem ons uitverkorenes. Hy noem ons 'n koninklike priesterdom. Watter groot genade, aanneming tot kinders deur Jesus Christus en Jesus Christus alleen. 1 Timoteus 2:5 en 6, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Daar is net een godsdiens in die wêreld wat kan getuig oor so iets, en dis die Christelike godsdiens. God wat mens kom word het, om ons kindskap dan te gee. Johannes 14:6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek wil vanmôre miskien net 'n stelling hier in die middel laat. Ek dink dis die ding wat ons die meeste vrees in die dag en tyd waarin ons leef. Om vir ander godsdienstige groepe te sê, luister, Jesus Christus sê, ek is die weg, en ek is die waarheid en die lewe, en niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Dr. R.C. Sproul vertel van 'n geleentheid waar een van sy juffrouens hom uitgehaal het voor die klas, omdat hy durwaag het om te sê, dat Jesus die enigste redder is. En na die tyd toe gaan hy na haar toe, hy sê vir haar, juffrou, hy sê as R.C. Sproul sê, dat Jesus die enigste redder is, ek nie 'n probleem dat jy my uithaal voor die klas nie. Maar as God self sê, as God self verklaar in sy woord, dat hy sy seun gestuur het, God wat mens kom word het, en hy is die enigste weg, waarheid en lewe, dan staan en val ek by God en sy woord. Daarom vanmôre is nie my idee of my gedagte, of my opinie as predikant in 'n Christelike kerk nie. Ek sê vir u wat sê God, die Heilige, my en jou Skepper. Jy kan net met hom versoen word deur sy seun Jesus Christus. Hierdie seun, vriende, vereis absolute aanbidding, omdat hy die enigste koning is wat weer
sal kom. Lukas 1:32 sê, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob. Wat staan daar? Tot die ANC regering uitgestem word. Nee, tot in ewigheid. Tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En dis die hele hart van die Kersboodskap. Daarom eis die Here alleen aanbidding, want hy sal vir ewig regeer en sy koninkryk sal nooit ophou nie. Daarom sê die Bybel vir ons, maak jou klaar om God te ontmoet. Daarom kan hy alleen aanbidding vereis, omdat hy die enigste koning is wat weer sal kom. Jesaja 9 vers 5 vertel ons alreeds van hierdie groot waarheid. 'n Kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Openbaring 11:15. Ek het nie tyd om al die verse vir u te noem nie, maar as u deur die boek Openbaring lees van Johannes, wat in Johannes 1 Jesus sien wat op die eiland Patmos aan hom verskyn, sy heerlikheid sien. Handelinge 4 waar die gesig in die hemel vir Johannes gewys word, waar die 24 ouderlinge hulle krone op die grond neergooi en die Here aanbid as die heilige. En as u lees deur Openbaring 5 en tot aan die einde waar hy as koning vir ewig sal regeer, dan wil ek vir u sê, ons kan net vanmôre onsself verbly in die feit dat hy ons koning is en dat ons alreeds op aarde die genade gegee word om hom te aanbid. Hoor dit Openbaring 11:15. En die 7de engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus. En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Ek dink baie keer vir myself, waarom raak ons so benoud oor wat aangaan in ons land en in die wêreld? Waarom raak ons so senuweeagtig en waarom is ons so vasgevang in depressie en in moedeloosheid en in wanhoop? As die Here sê ook hierdie koninkryk gaan aan hom behoort. Hy gaan op 'n dag kom dat hy einde aan alles gaan maak en die Bybel sê vir ons, hy kom haastig, hy kom spoedig. En daarom is belangrik dat ons vanmôre hierdie groot waarheid sal raak sien. Al die koninkryke van die wêreld behoort aan hom. Hy sal vir 1000 jaar as vredevors regeer. Daarna sal hy hierdie hemel en aarde wat ons tans ken, sal hy met vuur verbrand. En die Bybel sê in Openbaring 20:21-22, hy sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Maar geen sonde, geen trane, geen misverstande, geen droefheid, niks van hierdie goed wat ons tans ken, sal wees nie. Daarom pleit die Here dat hy genadig en barmhartig sal wees. En dan die laaste gedagte, hierdie seun is ook die enigste regter wat binnekort sal oordeel. Daarom eis hy alleen aanbidding. Kom ek lees vir u net 2 gedeeltes in die Bybel. Handelinge 10, u sal onthou dat Petrus na die man Kornelius gaan. Kornelius was 'n volbloed heiden. Eenvoudig, as jy nie 'n Jood was nie, was jy 'n heiden. So ek en jy is ook heidene. Petrus word gestuur na hierdie heiden om die evangelie aan hom te bring. En die Bybel sê dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het na die doop van wat Johannes gepreek het met betrekking tot Jesus van Nasaret. Hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen, almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En ons is getuienis van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies was. Aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het nadat hy uit die dode opgestaan het. Vers 42 belangrik. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is
verordineer was, vasgestel was, as regter van lewende en dode. Aangaande hom getuig al die profete, dat elkeen wat aan hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Wat is die wonderboodskap van Kersfees? Dat die kind wat gebore is in die stal in Bethlehem, die ewige God was wat mens kom word het, die skepper, wat 'n sondelose lewe gelei het, hy het 'n eenmalige dood gesterwe, hy het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, en hy waarsku ons tydig. Hy waarsku ons tydig, dat daar 'n oordeel sal wees, en hy, die kind in Bethlehem stal, sal die regter wees. Almal haak vas by hierdie kleintjie. Almal is sentimenteel oor Jesus. Almal hy lang trane as daar Kersliedere gesing word, en hulle dink aan die armoedige stal. Luister, as God wou gehad het, hy moes in 'n paleis gebore geword het, dan het God dit so beskik. Maar die Bybel leer vir ons, dat God sy seun gestuur het, onder die normale mens, die deursnee mens, om sy heerlikheid te toon. Dat hy vir 'n tyd lank die heerlikheid van die hemel verlaat het, om vir mense te sê, daar's iets beter, as die aardse. Daar's iets beter as die tydelike genietinge, as al hierdie blink liggies en die goud en die parels wat ons so aanhang. Ek wil vir jou vanmôre sê, jou Kersgeskenk van vanmôre gaan brand. Bad news. Daar gaan 'n dag aanbreek dat die Here alles wat ons so lief voor is. En ek sê nie daardeur dat jy moet verniel wat jy het of onverskillig met dit omgaan nie. Maar as mense wat vandag liewer vir hulle geld is as vir God. Hulle is liewer vir hulle geld as vir hulle vrou en hulle kinders. Hulle is liewer vir hulle besittings as wat hulle vir enig iets anders te is. En ek wil vir jou vanmôre sê, as jy een van hulle is, jy sal saam met jou besittings vergaan. Die God van hemel en aarde het gekom om vir ons 'n boodskap van bevryding te bring, maar ook die waarskuwing dat hy regter sal wees. Handelinge 17 vers 30 en 31, God het aan die tye van onkunde oorgesien, verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Hulle het nou die dag so tipe van statistiek vrygestel dat in Amerika is omtrent plus minus, ek is nou nie heeltemal seker nie, maar seker hier oor die 50% mense wat sê hulle is gered, glo nie dat Christus uit die dode opgestaan het. Wat 'n redding is dit? Dis 'n Arminiaanse redding. Want die Arminiane glo net wat hulle wil. Hulle kan nie die skrif lees vir wat hy sê nie. Hulle glo nie wat die Bybel sê oor hierdie Christus nie. Dis 'n selfgemaakte redding. Dis iets wat ek opgereageer het. Dis iets wat ek besluit het, dat Jesus in my lewe sal kom, en ek sal hom voorwaardelik my God maak. Ek hoef nie te glo dat hy regtig uit die dood opgestaan het nie. Ek hoef nie te glo dat hy 'n sondelose redder was nie. Ek hoef nie te glo dat hy die soewereine een is, wat gekom het om vir sy uitverkorenes te sterwe nie. Daarom sê die Bybel, sal hy die regter wees. En God het 'n dag bepaal waarop hy hierdie wêreld in geregtigheid sal oordeel. Kom my boodskap afsluit. En ek wil vir u 'n vraag vra. Ons het gekyk na waarom kan Christus alleen aanbidding eis. Die Bybel sê hy is God wat mens kom word het. Hy is die enigste redder, enigste koning, enigste regter. My vraag vanmôre is, het u al die knie gebuig en met die tong bely dat hy God en redder is? Dis ek jou vra. Nie jou weergawe van die Here, nie die wêreld se weergawe, nie die kerk se weergawe, nie jou dominee se weergawe nie, maar wat die Bybel sê oor hierdie Christus. Ek vra jou vanmôre, het jy al die knie gebuig en met die tong bely dat hy redder is? As jy met groot sekerheid ja kan antwoord, daar sal vrug wees, daar sal 'n lewe van toewyding wees, dien hom, volg hom, getuig van hom elke dag. As u sê nee, dan roep ek u op met die woorde van Job 22:21. Sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Jy sal onthou ek die boodskap begin het. Die boodskap van Kersfees is om jy sin en doel te bring in jou lewe. Om die mekaar lewe wat uit mekaar val, weer te orden
in die waarheid van die woord, om ons terug na God se waarheid, om van die troon van my eie lewe af te klim en hierdie God van hemel en aarde die troonposisie te laat verkry. Romeine 14:11, want daar is geskrywe: So waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. Jy gaan dit of dis kan die graf doen, nou in die welaangename tyd van genade, of daar gaan 'n dag aanbreek dat jy jou hoof neerlê en jy sterwe, vir ewig verlore, maar jy sal nog steeds die knie buig, en nog steeds met die tong bely dat die Here God is, maar vir ewig te laat. Dis die boodskap van Kersfees wat ons opgewonde moet maak. Dis nie 'n sentimentele afskildering van 'n slagoffer nie, maar die koms van God wat mens kom word het, om hierdie prys te betaal en dan te sê dat hy eis ons aanbidding, sodat ons ook eendag in sy heerlikheid sal wees. En elkeen van ons wat vanmôre gered is, weet, dis nie vir ons 'n plig nie. Dis nie vir ons vanmôre iets wat weersin in ons harte opwek nie. Vanmôre vir ons 'n blydskap en 'n vreugde om hierdie God wat my lewe kom gee het, te dien met my hele lewe tot ek hom in sy heerlikheid sal sien. Kom ons bid saam. Here, ons het so verwronge verstaan van U dat ons in die kerk van ons Here Jesus met soveel probleme sit, soveel valse leringe, soveel verkeerde verstaan van wie God is wat mens kom word het. Ons vanmôre pleit, Here, dat U vir ons genade sal gee om seker te maak dat die God van die Bybel ons God is. Ek hoor van so baie wat sê ek ken Jesus en hy's ook my redder en hulle het 'n oorgawe aan hom gemaak. Maar as jy begin praat en so 'n bietjie probeer uitvis wat hulle glo oor hierdie Christus en watter effek het hierdie redding op hulle lewe gehad, dan kom jy agter dat mense is verward. Hulle is verdwaal. Hulle tas rond in die donker, omdat die lig van die woord nog nie op hulle harte geskyn het nie. Ons bely vanmôre, Here, dat ons nie beter as ander is nie. Die feit dat U ons kom red het, bring dankbaarheid in ons siele. Dit bring 'n diepe nederigheid, want ons weet, Here, as U nie by ons kom stil staan het nie, was ons oë nog verblind en was ons miskien soos hierdie episkopale biskop wat twak sou kwyt raak oor Christus. Maar ons dankie dat U kom stil staan het by ons, dat U ons kom red het, dat U ons oë kom oopmaak het vir Christus se heerlikheid. Die heerlikheid wat van die Vader afgekom het, vol genade en vol waarheid. Dankie vir die Heilige Gees wat getuig deur die blaaie van die Bybel en mag ons getroue diensknegte van U wees, wat U dien in gees en in waarheid. U kan alleen aanbidding vereis. Want Vader, U het Jesus gestuur, God wat mens kom word het, Skepper, Redder, Regter en Koning. Daarom wil ons met die knie buig en wil ons met die tong bely dat U die Here is.